U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Goed, ek wil vanaand wil ek wegspring uit Johannes 3 uit vir die wat wil volg. En die wat wil kan nog 'n vinger by 1 Korintiërs 2 indruk waar ons ook gisterand was. Ons gaan nog 'n bietjie daar ook 'n bietjie verder praat. Goed, as ons die plekkie dan so gereed het, kom ons raak net stil vir 'n oomblik. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons 'n voorreg het om so in die week, in 'n weeksaand by mekaar te kom en met U en U dinge besig te wees. En in besonder by U, o Gees van God, U besondere werking in en om ons en deur ons. Dankie vir wat die woord vir ons leer en die insig wat dit vir ons gee. En ons wil vra, Here, dat ons ook in hierdie week verryk sal uitstap. Dankie dat ons weet U is met ons. U, o Gees van die waarheid, wat ook hierdie woord vir ons breek. Doen dit ook so vanaand hier. En word so verheerlik in ons midde. Amen. Ek het net so 'n paar deeltjies wat ek wil voorhou as 'n wegspringpunt. Johannes 3 daar vers 5. Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word, hy kan nie in die koninkryk van God kom nie. Wat die mens gebore is mense, wat die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom, waar hy sal gaan nie. So het gebeur met elkeen wat uit die gees gebore is. Ek wil nog vers 27 bysit. Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit in die hemel aan ons hom gegee is nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag net so 'n bietjie weer terugkom. Ons het nou 'n bietjie gepraat oor die werking van die Heilige Gees en my idee in die week is nie om 'n breedvoerige sistematiese teologie oor die Heilige Gees te gee nie, maar dinge te verlig wat ek dink partykeer nagelaat word, wat ons vergeet of wat ons van die selfsprekend aanvaar en nie bedink nie. En kyk ons in sekere van die werkinge van die Heilige Gees en 'n belangrike deel daarna. En ons gisterand begin kyk 'n bietjie meer na ons kant, die mense kant. Ons het kyk na die persoon van die Heilige Gees en herinner dat hy deel van die volledige drie-eenheid van God is, en dat God in ons is wat nodig is om die werk te doen, en ons sluit vanaand ook weer daarby aan. Ons gisterand maar net die waarskuwing uitgespreek en die mense ook maar net weer bewus gemaak daarvan, dat daar baie mense in die kerk is, wat sê dat hulle kinders van die Here is, maar iewers langs die woestyn verdwaal geraak het. Om een of ander rede kom hulle nooit in die beloofde land aan nie. En dis 'n baie hartseer toestand om te wees. Self gaan ek nie oordeel oor uitspreek nie, maar dis 'n baie, baie gevaarlike posisie om te beklee. Want daar is baie tekste in die Bybel wat hulle waarsku dat hulle op die punt staan om verlore te gaan. Nou, wil ek aansluit daarby, as ons vanaand praat, en dit gaan onder die tema wat maar dwars deur hierdie week maar loop, is die nood aan die werking van die Gees van God in ons. En terug gaan ons na die begin toe, wedergeboorte. En die belangrikheid in die werk van die Heilige Gees as dit kom by ons wedergeboorte. Nou, in teologie is daar twee kante wat belangrik is, en al twee kante is twee kante van dieselfde muntstuk. Daar is die kant daarvan dat ek het 'n eie wil, ek het 'n eie verstand, en dat ek 'n besluit vir Christus kan maak. En daar's baie kerke wat daarop staan, dat jy moet 'n beslissing vir Christus maak. En dienste partykeer is ingerig ook so, en ek het nie 'n oordeel daarvoor of dit goed of sleg is nie. 'n Mens mag gaan soos die Here dit vir jou lei ook, dat hy staan op en maak 'n keuse vir die Here Jesus Christus.
Nou, dis goed alles en dis wel alles, maar daar is 'n redelike teologiese probleem daarmee ook. Die tekste wat hulle mee saamgaan is baie keer die dinge soos Johannes 1, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te noem. So daar staan tog aan almal wat hom aangeneem het. Maar as ons met die Bybel kyk, moet ons altyd woord met woord vergelyk. En nie by 'n enkele teks stil staan nie. En as ons sien dat wedergeboorte, soos ons nou in Johannes gelees het, 'n baie misterieuse saak is. Maar dis 'n saak van goddelike belang en op 'n goddelike terrein. Dis nie bloot ek wat die inligting ontvang van 'n kansel af of een of ander spreker af. Ek evalueer die inligting en dan besluit ek, ja, dis tog die regte keuse om maak. Dis die goeie keuse om te maak. Ek kies vir Jesus. Om die waarheid sê, nog nooit het iemand in die hemel ingekom met sulke intellektuele keuses vir Christus nie. Die saak is egter baie, baie dieper. Daarom het ons ook gelees het in vers 27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie in die hemel aan hom gegee is nie. Verder as julle reg onthou, Johannes 6 sê vir ons, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie, en ek sal op die laaste dag om in die dood laat opstaan. So niemand kan kom as vir die Vader nie trek nie. Vers 37 net voor dit, elkeen wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. En eintlik sien ons in hierdie teks 'n baie mooi en 'n baie gesonde balans. Ons kan nie altyd presies sê waar hou die mense op en waar begin God nie, maar ek kan vir jou duidelik sê dat die grootste deel is duidelik die werk van God. Want uit my eie sal ek nooit daar kom nie. Hy is die een wat trek, hy is die een wat my hart voorberei, hy is die een wat my oë oopmaak, en as jy kyk na die twee tekste, dan sien jy, my keuse is hoogs bloot reaktief. Ek aanvaar dit, ek vat dit. So en almal wat hom aangeneem het, kom jy agter, maar die aanneming is nie ek wat in bestuur van die sake is nie, maar dis God wat aan my werk, dis God wat my oë oopmaak, en ek aanvaar wat hy sê, en ek aanvaar wat hy doen. En dis die wonder van wedergeboorte. Die mense is so lief om te praat oor sy eie intellek en sy eie wil, sy eie keuse. Maar as ons by die Bybel kom, ons sien ons dat die intellek van die mens en die keuse van die mens is nie so groot en so sterk of enigsins so belangrik soos wat ons dit wil afmaak nie. So die Here roep ons en almal wat hom aangeneem het, bly 'n oop uitnodiging. En dit bly 'n oop uitnodiging aan 'n wêreld daar buite en dit staan vas tot en met sy wederkoms. Maar dis nie 'n ongekwalifiseerde uitnodiging nie. En hier is waar ons sterk weer aksent moet lê in die verdraaiing en die dwaling van die ure in die kerke van vandag. Daar is in baie kerke wat nooit net geleer word, die easy believism, dat al wat ek moet doen is ek moet net glo, al wat ek moet doen net sê Jesus is my Here, en daar is geen kwalifikasie by nie, daar is geen kriteria wat bykom nie, en daarvan weet die Bybel ook niks. Geloof en geloof alleen, ja, Paulus sê dit onderstreep het, maar ook Paulus kwalifiseer wat ware geloof beteken, want nie alle geloof is reddende geloof nie. Ek kan glo die maan is van kaas. Ek kan in 'n vliegtuig klim en ek kan my cracker saamvat, maar grond sal ek eet. Die waarheid staan vas. En die gees van God is 'n gees van waarheid, en hy bring die waarheid, die gekwalifiseerdheid daarvan. As jy afgaan in die teks wat ons oop het in Johannes 3, die laaste vers daar ook, kom deel van die kwalifikasie by. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Dis staan vas. Dis waar. Maar hy kwalifiseer ook in hierdie teks, wat is ware geloof? Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, kyk mooi die woordkeuse, nie ongelowige nie, ongehoorsaam, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Met ander woorde, hy kan die woorde uitspreek, hy kan oppervlakkig sê, ek het tot bekering gekom, maar as daar nie 'n diepe innerlike werking in sy lewe is nie, en nou weet ons, en wat ons mee besig is, dit is die werking van die Heilige Gees, 'n totale vernuwing van die mens.
dan is daar 'n verandering in die lewe. Jy kan nie in die gees wees en ongehoorsaam wees. Die gees van God lei ons tot ongehoorsaamheid en lei ons op hierdie pad. Nou, ons het gisterand ook gekyk en het dit weer onderstreep dat in my verlossing en my bekering is die hele goddelike drie-eenheid aan die werk. Jesus Christus het die prys vir die Vader deur die Gees betaal vir ons. Ons kan nie die een losmaak daarvan nie, want hy is God en sy volheid daarvan ook. Wedergeboorte is meer as om net 'n paar waarhede te ken. En net te erken dat dit is so en ek glo dit is so. Vir baie mense is die Christendom net die erkenning van sekere basiese teologie en sekere basiese dogmatiese lerings. Maar dis nie wedergeboorte nie, dis nie die werking wat die Here in ons wil hê nie. Dis bloot maar net 'n akademiese oefening wat daar is. Daar was geskryf, It is infusing into your life the divine power, the same power that raised Jesus from the dead. Wedergeboorte is om hierdie krag in te stort, hierdie krag in te meng, te vermeng. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is dieselfde krag wat my oë oopgemaak het en my weer tot geboorte gebring het, my tot lewe geroep het. Ek was dood in my sonde, sê die Bybel. Net dieselfde krag wat Christus uit doop gewek het, is dieselfde krag wat my tot lewe opgeroep het. En dan kom jy agter as die Bybel so praat en ons praat so oor wedergeboorte, dan is dit nie net iemand wat sy hand opsteek en sê ek aanvaar vir Jesus nie. Daar is 'n dinamus, as 'n krag aan die werk. 'n Krag wat 'n mens totaal verander, 'n krag wat 'n mens totaal vernuwe. En dis wat die Here ook doen. Daarom sê Paulus, en dit is by Korintiërs 2 weer, hy sê dit verkondig nie met geleerde woorde, wat menslike wysheid leer, maar die woorde wat die Gees vir ons leer. Die menslike wysheid, menslike prediking, menslike redenasies, so mooi soos hulle mag klink, kan nie doen wat die Gees kan doen nie. En wie, ek kan dit beamoen. Ek het deur die jare gekyk na prediking, en van die groot ouens se predikings. En wie is jy na van die preke op blad kyk, en ek wil nou nie lelik wees nie, en ek praat nou van groot manne, dan is dit nie 'n goeie preek nie. Ek dink aan een besondere kragtige preek, Sinners in the Hands of an Angry God. Teologies, alles korrek, ja, maar as ek moet kyk na die uiteensitting en alles soos mense 'n preek wil hê en sy struktuur, dan laat dit maar veel te wense. Maar jy weet, dis mense wat staan op intellek, redenasie en rede en dink, ons gaan so kom. Maar weet jy, van die ou predikers geleer het, is dat dit struktuur in die inligting en die inhoud daarvan is 'n baie klein deel. Die groot deel in prediking is die krag van die Here. En hierdie selfde einste preek, as jy hom so kyk buite sy konteks, sonder die Heilige Gees, dan is mens beïndruk daarmee nie. Maar as jy onder die Heilige Gees staan en jy hoor, dan skuif dit die wêreld. En Paulus kom en as hy kom preek hy met daai verwagting ook. Ek kom julle nie oor 'n reet met vreeslike mooi logiese uiteensettings nie, met mooi stappies nie. Jy kan deesdae baie gou erken as dit 'n Amerikaanse stuk teologie is, want daar's gewoonlik 7 punte. Nee, dit is baie mooi en alles. Ek sê altyd seker, hoe kom hulle altyd by 7 punte uit, nee. Party punte dink ek moes maar 1 gewees en partykeer dink ek, daar's nog 'n paar punte by. Maar ja. Dit klink altyd mooi en dit is baie mooi netjies agter mekaar gesit. Maar die Gees werk nie so nie. Ek het dit by my pa geleer baie jare terug al. Ek onthou ek nog 'n baie jong man was. En hy het gesê na diens, hy het nou vandag nie, vanoggend nie by sy preek uitgekom nie. En ek verstaan wat hy bedoel. Want daar is iets groters as iets diepers aan die werk, as wat op 'n papier staan, en
Partykeer moet die ou maar, ek is nou 'n bietjie meer gebind omdat ons die bord is so lekker soos die bord is, so vloek is die bord ook. Want partykeer as jy vastaan, ek weet nie arme Jaco heeltemal confused nie. Ek gaan sien hoe sy brein daar brand as ek 4 slides verder is al. Maar hy moet maar bybly. Want as die Gees praat en die Gees beweeg en die Gees openbaar, gaan dit nie oor logiese denkstrukture nie. Maar hy praat van my Gees en sy Gees in jou gees in. En dis waar ware prediking lê. Dis waar ware lering en openbaring lê. Nie in die geleerdheid van mense woorde en konstruksies en dinge nie, maar wanneer gees tot gees begin praat. En dis waar krag lê. En dis belangrik dat ons in daardie sal beweeg. Maar die oomblik as ons begin in die dieper geestelike lewe loop, en ek herinner maar net wat ons weer oor gepraat het, dan raak ons vir die wêreld vreemd. Want hulle dink hierdie dinge is onsin. Hulle verstaan dit nie. Inteendeel, omdat Johannes vir ons sê, Johannes 3, dat hulle die duisternis lief, hulle haat die lig. As jy die pad begin stap, dan verwerp hulle jou. En hulle draai teen jou. Maar ek wil net 'n ding hier daarby, is dit Johannes 4. En dis om in 'n kantnota, vat dit vas, maak 'n deel van jou lewe. Hy wat in julle is groter as die duiwel wat in die wêreld is. Hy skryf hierdie deel, juis vir kinders van die Here wat hierdie pad saam met hom wil stap. Die krag wat jou lewendig gemaak het, jou uit die dood uit opgewek het, die krag wat jou lewe verander het, is die krag wat altyd in jou is, die krag wat altyd in jou bly. En al het ons teenkanting van die wêreld, ons het die beloftes van vervolging, hierdie is die krag in my, die volle krag van God in en by my altyd. Onthou dit. Ons wil baie vinnig kyk na 'n wêreld en vervolging en na mense wat so sleg sê en sleg praat en ek wil terugskram daarvan en ek vergeet dat God in sy grootheid en sy krag is hier binne my en teenwoordig in my. Maar kom weer terug waar ek was. 1 Korintiërs 2, die laaste woorde in vers 13. Hy sê, so verklaar ons geestelike dinge aan die mense wat die Gees het. Die wonderlike deel van 'n geestelike lewe en om met geestelike dinge besig te wees, is dat die Here werk dieper en op 'n dieper vlak. Sy Gees sien raak dit wat ek nie raak sien nie en nie van bewus is nie. Dis die dinge wat hy vir my uitwys en openbaar. Die wêreld is bewus daarvan, en party ons wat fyner in die wêreld is bewus daarvan dat daar sekere dinge in hulle lewe kort en nie reg is nie. Maar die omvang daarvan sal hulle nooit sien nie. Die impak wat dit op my lewe het, sal hulle nooit verstaan nie. En oorlog daarteen verklaar, of 'n totale nuwe koers aanwend, kan hulle nooit doen nie. Jy sien, dis die dinge wat die Gees in my lewe vir my doen. En dis die wonder van wat die Gees in my lewe doen. En dit kom nie deur geleerdheid nie, dit kom in hierdie persoonlike verhouding met hom. Dat hy vir my wys, die dinge in my lewe wat hom nie eer nie, hom nie behaag nie, wat hy vir ander wil hê. Hy wys vir my die omvang daarvan. Hy wys my die diepte daarvan. Het jy al gewonder, hoekom is dit dat jy nou kind van die Here is, dat sonde jou nog dieper raak as wat dit jou geraak het voorheen? Dis niks snaaks nie. Dis deel van kind van die Here wees. Die sonde wat ek doen, vergelyk nie met die goed wat ek gedoen het toe ek pas tot bekering gekom het nie. En daar was baie meer sonde waarvan ek nie eens bewus was nie, maar die ou klein dingetjie wat die Gees nou vir my wys is vir my al vernietigend en dis vir my erg. Ek sien die omvang en ek sien die diepte daarvan raak. En ek kan nie goed in my lewe nie toelaat nie. En dit maak nie saak hoeveel keer ek struikel, dit maak nie saak hoe baie ek daarmee sukkel nie. Vrede daarmee sal ek nooit kan maak nie. Hoekom nie? Want die Gees in my kan nie vrede daarmee maak nie. Daarom dat die vraag altyd bly oor mense wat sê dat hulle kinders van die Here is en sonde in hulle lewe laat gaan en vrede maak daarmee. Hoe kan ek 'n geesbeheerste lewe hê? Hoe kan ek in 'n persoonlike verhouding met 'n Heilige Gees staan
wanneer hy met my praat oor dinge wat fout is in my lewe en ek steur my net nie daaraan nie. Hoe kan ek lewe deur hom te bedroef? Hierdie kennis wat die Gees vir ons gee, is 'n kennis van 'n baie dieper aard ook. Dis 'n kennis wat nie langs die pad van rede loop nie, maar dit kom deur die ervaring en kom deur die verhouding met hom. Dis kennis wat hy my meedeel, wat ek deur die persoonlike verhouding moet weet, dat dit is waar. Ek het nie rede nodig daarvoor nie. Ek het nie verduideliking nodig nie. Ek weet dit is so. Maar my gees en sy gees, of sy gees praat eintlik met my gees. En wat die Gees vir my sê en wat die Gees vir my openbaar is bevredigend. Kan dit nie verklaar nie, ek weet dit is so, ek weet wat hy sê is reg. En ek is gehoorsaam daaraan. As 'n jong man toe ons verloof geraak het, ek en my vrou, so om net 'n voorbeeld te gebruik. Onthou, dit is hierdie tyd van die jaar, is April, Maart, einde Maart, wat ons trou en julle weet, Vrystaat, reentyd. En trust my, 91 kwaai reën. En ons het gesê, ons gaan in die Klipkerk ons troue hê, en ons gaan hulle het in Inlandsland gebly, ons gaan buite in die erf van ons die onthaal hê. En net om te wys dat die Gees werk met indrukke. Hy werk nie met rede en redenasies en alles, maar dit is gees op gees. As hy praat, ek weet dit is so. Ek redeneer in my. Sal in die tuin, sal ons troue. Is reg. My skoonma het nog gesê, ja, maar miskien moet ons daarom net die saal vir 'n backup. Nee, as dit jou gaan rustig voel, doen jou backup, is onnodig. Ek onthou die week vir die tyd, het nog gereën het, ek dink tot Dinsdag toe, Woensdag. Toe klaar het op en die grond is droog. Het was so, sy Gees het. En weet, dit is 'n normale deel van mense lewe in 'n terrein. En dis maar een, en as ek vanaand moet aangaan met indrukke en dinge wat die Heilige Gees sê, dan gaan ons hele aand daarmee besig wees. Maar elke kind van die Here moet kan staan en praat daarmee. Dat wat die Gees sê, het meer te doen met wie ek is en wat ek is, as met gedagtes en idees en leringe en teologie. Belangrike goed ook. Maar hy werk op 'n ander terrein. Partykeer op baie snaakse terrein ook. Ek het al vir julle gesê, toe ons probleme so met die kerk opgetel het, met die dwaling in die kerk. Ek het in daai 2019 baie tyd in die aande my studeerkamer op my knieë letterlik in trane gespandeer. Here, waarheen nou? Ek kan nie daarmee saamgaan nie. Ek is uitgekoop aan die woord, want dit is u woord, u waarheid. Ek kan nie 'n stukkie daarvan verdraai of toelaat en in die kerk staan waar dit verdraai word nie. En in die worsteling oor so 'n tydperk, toe kom die Here, dis nog voordat enigiemand kerk gedoleer het, toe sê die Gees net vir my, die indruk doleer. Ek moes die woord gaan opsoek. Ek het nie geweet wat dit beteken nie. En toe ons by die kerkraad kom, toe is dit eens en julle ken die geskiedenis in die pad. Jy sien, het gaan nie oor redenasies, het gaan nie oor pros en cons en allerlei lyse, het gaan oor 'n persoonlike verhouding waar die volle krag van God by my is, in my is. En wanneer ek nodig het, beskikbaar is. Maar ek moet daar wees ook en ek moet hoor en luister. As ek in angs was en ek was te keer in my lewe, sou ek nooit dit gehoor het nie. Daai goed hoor jy wanneer jy stil is. Want die Gees praat in stilte. As daar geraas in jou lewe is en om jou is, dan mis jy baie dinge. Ek prys die Here dat hy bly staan en klop totdat ek dit hoor ook. En partykeer stuur hy 'n walvis na om ons te gaan haal waar ons moet gaan wees. Maar hy werk. Die vraag wat ons nou kan vra, hoekom is dit nie genoeg dat ek besluit kan neem vir Christus nie? Hoekom is my vrye keuse nie genoeg nie? En nou wil ek vir 'n oomblik fokus op my mens en my menslike deel. Ons weet wat die Gees doen en die krag van die Gees, maar dit is goed om te sien in die lig van wie en wat ek is.
En daar's twee groot waarhede. Die intellek van die mens kan nie hierdie waarhede begryp nie. Kan dit nie uitredeneer nie, kan dit nie verstaan nie. Dis nie, God se terrein is nie logiese konsekwensies nie. 1 Korintiërs 2 het ons gelees, die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees nie, dis vir hom onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. As ek in die gees wandel, en ek op die terrein van die gees wandel, dan is dit doodnoodwendig dat ek heeltemal op 'n ander ding en op 'n ander pad wandel, en dat daar ander leiding voor my is. Ek meen, as jy nou die stad Jerigo moet gaan inneem, en ek nou Moses is, en die Here kon sê vir my, luister, jy vat jou sangers en trek voor, laat hulle vooruit trek, ons gaan in oorlog ook, kom loop die sangers voor, ek meen, dis klaar, wow, nee, jou beste soldate loop voor, nie jou sangers nie, hulle is deur agter, nee, sangers vooroor, loop 7 keer om die stad, vir 7 dae, wat? Ek meen, absurd. En dit is so, vir die wêreld is dit totaal onsinnig, maar God, die oomblik as ek God leer ken en God se koninkryk ken, dan begin ek leer dat God doen dinge van Gods grootte aard en Gods grootte omvang, dat wanneer hy iets doen, dat ons weet dis hy wat dit gedoen het. Daar is geen beleringswal gegooi nie. Daar is geen allerhande moderne dinge gebruik van hulle uur om daai mure af te haal nie. Daar was 'n koordans, daar was gejuig, daar was geslaan op trompette, geblaas op trompette. En die argeoloog kan nie eens die fondasie van die muur vandag kry nie, behalwe op een klein stukkie. Maar dit is God wat dit doen. En dit sluit aan wat die Bybel vir ons leer van God, Jesaja 45. My gedagtes is nie soos julle nie, en julle optrede nie soos myne nie. Soos die hemel hoër as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, my gedagtes bo julle gedagtes. God se gedagtes is kwalitatief, altyd baie hoër as wat myne ooit sal wees. Dis op 'n gans geheel en 'n ander vlak, waar ons in ons hoogste IQ nooit by sal kan uitkom nie. Dis nie net op die hoogste van vlakke nie, dis ook totaal anders, want hy's 'n gans ander God. So dit is op 'n terrein en op 'n manier en op 'n plek, wat ek nie kan beredeneer nie. So op die begin van my geestelike lewe en die voortsetting van my geestelike lewe kom nie uit die redenasie en die verstaan van evangelie en dinge en die beamoing daarvan nie. Dit kom daaruit dat die Gees aan my openbaar, ek sien vir wat dit is en ek volg. En ons sien in hierdie hele verhouding van wedergeboorte en 'n nuwe pad, dat God die een is wat al die werk doen, en ek wil myself amper maar voorstel, soos ek hoop 'n goeie doodgewone hondjie wat agter hom aanhardloop. Daar is 'n goeie herder, volg hom. Dis die som totaal van my keuse. My intellek sal my nooit bring in 'n lewende verhouding met die lewende God nie. My intellek help my nie om 'n geesbeheerste lewe te lei nie. Omdat God die gans ander is, omdat God gees is en ek vlees is. Toe ons gesondig het met die sondeval, toe die mens iets geweldig kardinaal verloor. En daar is iets doods in ons. En dis hierdie vermoë om God te ken en in 'n verhouding om te leef. Dis hoe jy gesê het, as julle sonde sal julle doodgaan, en dis nie net fisiese dood of ewige dood nie, daar is iets binne in ons dood. Dat die beste wat ek nou het, is dat ek moet staat maak op 'n baie onbeholpe, klein begrip en verstand wat ek het, om na God toe te gaan. Ek het totaal die vermoë verloor, om hom te ken vir wie en wat hy is. Ek dink nie ons besef, wat ons verloor het, met die sondeval nie. Adam en Eva het dit geweet. Dit was onmiddellik. Want onmiddellik het hulle weggekruip vir God.
was nooit nodig nie. Iets is dood, iets is weg. En hulle is kaal. En hulle is skaam en bang vir God. Om daai leemte te vul, het God homself vir my gegee en in my gegee. Want dis wat nodig is, om my op hierdie pad van heiligmaking te lei en te stuur. My rede, my intellek kan dit nie doen nie. Ek kan dit nou oor en oor bevestig, ek kan sien hoe die sogenaamde ouens in professorate en doktergrade in teologie het, nie 'n klou het oor wie Christus is nie. Geleerdheid beteken niks. Inteendeel, jy onthou wat Paulus gesê het, dis nie deur geleerdheid dat ons by hierdie dinge uitkom nie. 1 Korintiërs 1, die laaste deel daarvan. Waar is die wysgeers van die wêreld nou? Waar is die skrifgeleerders? Waar is die slim woordvoerders? Het God dan nie die wysheid van die wêreld tot 'n onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God en sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie, maar deur my Gees. En ons het die Gees. Is 'n kragtige gedeelte daarvan in. Tauser skryf ook verder en hy sê, for a man to understand revealed truth requires an act of God equal to the original act which inspired the text. Wanneer ek hierdie gelees bly dit my altyd by. Wat sê hy? Vir my om die Bybel te verstaan, is dieselfde krag nodig wat daar was toe die Bybel geskrywe is. Daai inspirasie en daai kragtige inspirasie wat op hierdie skrywers was, het ek nodig om te verstaan wat hulle sê. Is mos doodlogies, is dit nie? So ek en jy kan nie lukraak met die Bybel omgaan nie. Daarom voordat ons Bybelstudie onthou waarmee jy besig is, wat het ek nodig om die Bybel te verstaan? Moenie lukraak aanvat nie. Ook vir elke erediens, ek verwag van julle om te pleit. Here, breek hierdie woord van ons, want om dit te laat verstaan, het 'n kragtige ingryping van die Heilige Gees nodig. Trust me, my beste preek het geen invloed nie. Mag dalk jou ego streel, mag jou tot beroering bring. Ek kan ys aan die Eskimo verkoop, ek weet dit. Maar dit bring niemand in die hemel nie. Wat ons nodig het, is die Gees van God. En daarvoor bid ons, dat wanneer daar prediking is, wanneer daar die verkondiging van die woord is, Here, dat dit verby die persoon sal gaan wat dit bring, wie ook al hier voor mag staan, laat die Gees praat vanoggend. Want die Gees praat met my Gees, en dis die vlak waar ons hoor, dis die vlak waar verandering is, dis die vlak waar die krag van God gebeur. Ver buite my redenasies, my intellek om. Ek het daai krag nodig. Nommer 1, die rede is, geen mens se rede kan God ken nie. My rede kan net van God ken, maar nooit God self nie. Die ander kant, die flipside daarvan is, dit moet gegee word. Dit moet geopenbaar word. Daarom die vraag, kom ek tot bekering? Uit my eie intellek, is dit ek wat tot bekering kom? Ek wat my hande opsteek en sê, hier is ek? Dis die snaaks dat jong gelowiges dit glo nie. As jy baie jonk en pas tot bekering kom, en dan praat jy baie daarvan hoe ek tot bekering gekom het. Ek smile altyd as ek dit hoor. Maar as hy regtig pad saam met die Here stap, en hoor ek iewers langs die pad die ek verdwyn. En dan begin hy praat, toe die Here my gered het. Toe die Here my verlos het. Dan begin ons werklik sien wat aan die gang is. En dan begin ons verstaan wat Johannes hiervan praat, hierdie misterieuse krag van God, soos 'n wind wat waai, soos 'n orkaan wat waai. Ons weet nie waarvan hom kom, ek weet nie wat, al wat ek van bewus is, iets is aan die gang. En dis iets goeds. En dis iets wat ek toelaat. Here, maak met my wat U wil, vat my waar U wil. Engels het 'n mooi sê ding, have your way with me. En dit lê baie dieper as die oppervlakte. Matteus 11 bevestig dit. Die Here is in sy gebed, ek prys U Vader,
Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. Kennis van God is 'n genadegawe. Om Hom te ken en om insig te hê in sy dinge is altyd 'n gawe. 37, 38 jaar is ek met teologie besig. As die Heilige Gees nie enigstens sy oë oopgemaak het, sou dit vir my niks gebaat het nie. Alles wat ek van waarde geleer het in sy koninkryk, kom deur sy Gees. Eenvoudige woorde, eenvoudige teks, maar dan kom hy by met sy krag en dan maak hy oë oop en dan. Wow, nuwe diepte. Het jy nou al teks gelees wat jy baie gelees het en dan skielik een oggend, dan plof jou kop. Kyk wat staan hier, dit nog nooit so gesien nie. Is dit jou rede, is dit jou intellek, is dit jou redenasie? Of is dit sy genadegawe? Dis sy genadegawe. Ek sluit af met nog 'n woordjie van Tauser. En in hierdie woorde lê 'n hele preek opgesluit al klaar. They say there's an inward beauty, life, and loveliness in divine truth, which can only be known when it's digested into life and practice. Hierdie genadegawe kom net tot vervulling. Die Engelse woord kan gebruik fruition. Wat sal dit in Afrikaans wees? Ek amper sê bevrugting, maar dit klink heeltemal verkeerd vir my. Tot vrug. In lewe en praktyk. In geloofsaamheid. Lewe hierdie dinge. Want dis in die lewe van hierdie genadegawe en hierdie openbarings wat ons het, dat ons die vernuwende, veranderende krag van hierdie Heilige Gees ervaar. Hy moenie hierbo wees nie. My suster het altyd gepraat van Cremora Christene. Onthou julle daai ou advertensie, die ouer mense sal onthou. Die man wat al soos 'n yskas ingekyk het en dan skree hy vir sy vrou, daar's nie Cremora in die yskas nie, daar's nie Cremora in die yskas nie. En dan skree sy hier het die agtergrond is, want sy ken natuurlik haar ou man al. It's not inside, it's on top. Cremora Christene. It's not inside, it's on top. Die Here is 'n intellektuele oefening en intellektuele verstaan. God is Gees. Hy is besig met my gees. En die vervulling en die uitvloeiing daarvan is om te glo en gehoorsaam te wees, dit te lewe. Daar ervaar ek hoe God my lei, elkeen van ons, en hoe ons groei in sy krag. En ek prys hom daarvoor. Here Jesus, ek sê vir U dankie vir hierdie genadegawe wat ons van U af het. My geloofslewe, Here, kom nie eens van myself nie, dit kom van U af. U wat 'n dooie hart deur die goddelike krag lewendig gemaak het. 'n Klipharde klip aangespreek het en toe word dit weer vleis, toe word dit weer hart en toe kom daar weer lewe. En ek was begenadig om U weer te kan sien. En Here, leer vir ons om so in die geloof te lewe, om so in U Gees te lewe, in U krag. En ek sê vir U dankie dat U die Gees van die waarheid is wat ons lei in hierdie waarheid. Elke tree van die pad. En ek bid, Here, dat ons werklik ook die gehoorsaamheid sal hê om elke tree so te gee wanneer U praat. Dat U ons herder, ons leidsman sal wees en ons U goeie skape, U goeie kudde wat U in alles volg. Ons eer U, ons koning en ons Here. Amen.